Ek sien soveel afrigters, lewensafrigters, beraders, verkoopspersone, klein besigheidseienaars wat vasgevang en gefrustreerd voel en selfs op die rand van uitbranding is, al werk hulle harder as ooit. Hulle lees die boeke, hulle kyk die YouTube-video's, hulle probeer elke nuwe tegniek wat hulle lees en wat hulle kyk, en tog voel dit of hulle nie vooruitgang nie, asof hulle vassit. En ek wil jou vandag wys hoekom dit gebeur. En belangriker, hoe ek my kliënte help om binne 12 tot 18 maande hulle inkomste te verdubbel sonder om harder te werk. Bloot net deur anders te funksioneer. Ek het die voorreg gehad om met baie klein besigheidseienaars, entrepreneurs of klein spanne van minder as 5 mense met 'n jaarlikse inkomste van so tussen R500,000 en 2 miljoen deur hierdie proses te neem. En ek het keer op keer dieselfde patroon gesien. As hulle hierdie proses, wat uit 4 fases bestaan, wat ek nou vir jou gaan verduidelik, as hulle hierdie proses volg, dan groei hulle besigheid. Soms 100% of meer. En so kom ek begin sommer dadelik. Fase 1 gaan oor optimale funksionering. Want enigiets minder as optimale funksionering is substandaard, of dit prestasie is, of dit effektiwiteit is, of werksvermoë is. As jy nie 'n optimale funksionering is nie, dan alles wat jy doen is substandaard. Dit is soos om 'n atleet wat 'n besering het te vra om 'n oefenprogram te volg. Dit werk net nie. En so, optimale funksionering beteken, jy het hoë energievlakke sonder kafeïn. Jy het spontane positiewe ingesteldheid, sonder om jouself te probeer forceer om positief te dink. Jy word wakker in die oggend, voor jou wekker afgaan en jy is lus vir die dag. Jy het 'n emosionele balans. Dit voel nie soos hierdie wipplank van emosies as gevolg van jou dag se gebeure nie. Jy voel duidelik en helder in jou kop, jy is kreatief en vind sommer maklik oplossings. Die teenoorgestelde natuurlik, as jy nie in optimale funksionering is, en as daai gejaagde, onderliggende, konstante drukgevoel, wat voel of jy nie kan stilsit, asof iets jou heeltyd jaag, jy is reactief, jy voel oorweldig, jy is sommer vinnig omgekrap en geïrriteerd, jou kop voel dof, vergeet waar jou sleutels, jou selfoon neergesit het, en jy het 'n geforseerde positiwiteit. Jy weet, jy moet jouself die hele tyd moed in praat, of positief hou, positief probeer hou. En aan die einde van die dag het jy nie energie vir jou gesin en familieverantwoordelikhede nie. En dis hoekom ek heel eers hier begin. Ek doen 'n assessering met my kliënte, ons identifiseer wat is dit wat hulle energie dreineer, en dan help ek hulle om die streslading op hulle senuweestelsel deur middel van die tegniek wat ek ontwikkel het te verwerk. En dan gee ek vir hulle 'n baie eenvoudige wetenskaplik bewyse selfhelp tegniek, sodat hulle binne optimale funksionering kan bly. Ek het byvoorbeeld met Susan gewerk, en sy en haar suster het 'n klein besigheid gehad wat so 250.000 per jaar, so omset per jaar gehad het. Nadat ek 12 maande met haar gewerk het, so 18 sessies, het hulle omset tot 1,2 miljoen rand gestyg. 4 jaar later is hulle omset meer as 2 miljoen rand, en Susan is nog steeds my kliënt. Alles net omdat ek haar gehelp het om in optimale funksionering te bly. Om optimale funksionering te kry en dan te bly. Nou, voor ek verder gaan, wil ek net eers myself vrywaar. Ek is nie 'n besigheidskonsultant nie, en ek is nie 'n beleggingsadviseur nie, en ek is beslis ook nie 'n cryptocurrency guru nie. Maar wat ek wel is iemand wat deur my PhD studies oor die senuweestelsel 'n neurowetenskaplike tegniek ontwikkel het, om jou brein en jou senuweestelsel te help om die psigologiese en emosionele blokkades en hindernisse wat daar is, te verwerk. En dis hoekom kliënte wat min of geen vordering in hulle finansies en hulle besigheid gesien het nie, na jare skielik deurbrake ervaar. Sonder dat ek ooit vir hulle sê hoe om hulle besigheid te bestuur of waarom hulle geld te belê. En dan in fase 2 begin ek kyk na wat is hierdie dryfkragte en die waardes. Want as jy nie weet wat jou onbewuste werkswaardes en sukseseienskappe is nie, dan aan die einde van die dag kan jy teen jouself werk sonder dat jy dit eers weet. So ek laat my kliënte 2 assesserings voltooi, sodat ek kan agterkom wat is die sukseseienskappe en werkswaardes, dat ek dit kan verstaan, dat hulle self kan verstaan, en dan is dit hulle verantwoordelikheid om hulle werksomgewing tot so 'n mate te verander, sodat hulle die beste van hulle self kan lewer en die res kan delegeer. Ek het byvoorbeeld met Johan, 'n versekeringsmakelaar, gewerk. Hy het vir 2 jaar lank vasgesit op dieselfde kommissie, 1,5 miljoen rand se kommissie. Hy het nie geweet hoekom nie. Soos vir 9 maande saam gewerk, in totaal so 16 sessies, en sy inkomste het tot 2,5 miljoen, of sy kommissie het tot 2,5 miljoen opgeskiet. Toe hy eers geleer het hoe om in harmonie met sy persoonlike werkswaardes te wees, sy omgewing dienoorkomstig te verander, toe is dit asof daar net nie meer handrem is wat hom terughou nie. So as jy luister en dink, dis presies wat ek nodig het, of ek wil ook leer hoe om hierdie met my kliënte te doen, dan aan die einde van hierdie video kan jy net die vraelys invul, om te kyk of hierdie program vir jou sal werk.
En dan kom ons by fase 3 en dis eintlik waar ek die grootste veranderinge met kliënte sien gebeur. Want dis hier waar jy leer of my kliënte leer, dis nie jou IQ of jou harde werk of jou kwalifikasies wat jou eintlik terughou om meer te verdien nie. Dis eintlik daai psigologiese en emosionele hindernisse en blokkades wat hulle terughou. En ek werk hoofsaaklik met 2 goed hier. Eerste is jou emosionele kapasiteit. Jy sien elke vlak van inkomste bring nuwe verantwoordelikhede en frustrasies. En jy kan nie R100,000 per maand verdien met 'n kapasiteit van iemand wat net R10,000 per maand sy verantwoordelikhede en frustrasies kan hanteer nie. Dit werk net nie. En daar is slegs 4 maniere om jou emosionele kapasiteit te vergroot. Die eerste is die organiese of die natuurlike manier en dis 'n baie lang en stadige proses. Die tweede is om saam met 'n mentor te werk. En dit gebeur gewoonlik oor 'n 2 jaar periode en dan moet jy elke dag saam met iemand werk wie se emosionele kapasiteit groter is as joune, wat nie die geval is vir meeste entrepreneurs en klein besigheidseienaars nie. Derdens kan jy dit nie vergroot nie, maar jy kan jou verantwoordelikhede en frustrasies verdeel tussen 1 of 2 vennote. So dis nie dat daar iets in jou vergroot is, net dat ons verdeel ons probleme en dan voel dit makliker om te hanteer. Vierdens is deur middel van die tegniek wat ek ontwikkel het, multilevel neuroprocessing. Ek help my kliënte letterlik om binne 4 tot 6 sessies hulle kapasiteit te vergroot. Dis die vinnigste en die effektiefste manier om dit te doen. Die tweede iets waarmee ek werk is jou oortuigings. Ons onbewuste oortuigings oor geld en sukses lê eintlik in ons senuweestelsel ingeprent. Dit kom van ons kinderdae ervaring en kinderdae voorbeeld. En jy veg nie eintlik teen die wêreld daar buite nie. Jy veg eintlik teen jouself. Dis daai gevoel van ek weet wat ek wil doen, maar ek kom nie so ver om dit te doen nie. Ek weet wat is die waarde wat ek kan lewer, maar ek weet nie om daarvoor geld te vra sonder om skuldig te voel nie. En so weer eens volg ek dieselfde proses. Ek gebruik assesserings om dit te kan bepaal en dan gebruik ek die tegniek om daai psigologiese en emosionele hindernisse oor geld en sukses en prestasie te verwerk sodat nuwe gedragspatrone net spontaan en maklik gevorm kan word. Byvoorbeeld met Isabel wat 'n verkoopsverteenwoordiger was en op die rand van uitbranding was, dan sy het geglo sy het haar inkomste plafon bereik. Ek het met haar gewerk 20 sessies oor 'n jaar. Haar verkope het tot 600% gegroei. Toe die oortuigings wat haar teruggehou het, waarvan sy nie eens bewus was nie, want dit was so deel van haar dat sy eintlik geglo het dis wie sy is. Toe dit eers verwerk is, toe skiet haar verkope soos 'n vuurpyl die lug in. En dan tydens die laaste fase kyk ons na bemarking en verkope. Want as jy nie 'n optimale funksionering is nie en jy probeer nog 'n bemarkingsstelsel bou, dan skep dit net nog meer die gevoel van oorweldiging. So nou kan ons jou digitale bemarking en verkoopsprosesse optimaliseer. En dis altyd vir my soos die kersie op die koek. En soos ek gesê het, ek het nog nie met een kliënt gewerk waar ek hierdie 4 stappe gevolg het, waar hulle praktyk of besigheid nie verdubbel het nie. Sommige is binne 'n jaar, ander oor so 18 tot 24 maande periode. En so as jy wonder of hierdie vir jou sal werk, kom ek sê vir wie werk die beste. Dit werk vir diensbesighede, soos afrigting en berading en verkope en konsultante. Mense wat suksesvol is, maar hulle is oorwerk. Hulle voel skuldig en hulle kom nie by hulle familie uit nie. En dis vir hulle belangrik. En hulle wil hulle beste gee, maar hulle kan dit nie doen nie. Hulle het nie eens energie aan die einde van die dag nie. En hulle is bereid om in hulle self te belê. Dit werk nie vir mense wat vinnige oplossings soek, nie bereid is om die proses te volg, sommer spring van een projek tot 'n ander projek. Jy weet dit, geen atleet sal presteer en sy beste bereik as hy van afrigter tot afrigter spring en nie bereid is om 'n oefenprogram te volg nie. En so as jy nou tot hier geluister het en jy voel hierdie resoneer met jou, dan is die volgende stap eenvoudig. Jy vul net die kort vraelys in, daar's 2 opsies. Daar's 'n opleidingsprogram, as jy die opleidingsprogram wil volg, jy het kliënte waarmee jy wil werk en jy dink hierdie sal vir hulle werk, dan is daar een opsie, en dan die ander opsie is, as jy dink hierdie program sal vir jou werk, jy is 'n klein besigheidseienaar, jy is 'n entrepreneur, en dit klink vir jou, hierdie gaan vir jou werk. Net 'n laaste ding, daar is altyd 'n geld terugwaarborg. Ek is 100% seker dat as jy die regte persoon is vir hierdie program, dan sal jy die resultate kry waarna jy soek. So, die risiko is dus nie op jou nie, die risiko is op my. So klik hieronder en vul die vraelys in, en dan gesels ek dalk binnekort met jou.